Dames en heren, ek is terug! Hassai! Nee, welkom terug by Bevange episode 18. Jammer, dit was 'n rowwe, wat was dit, maand, 2 maande, 3 maande, 6 jaar. Wat sou movie 7 years in Tibet lank terug. 84 years. Ja, dit is 'n oomblik gewees, maar ons is terug. Ek moes 'n ander ou kry om met te help. Ja, wat die hel, jy by die place nou. Sorry, hy was great. Dit was 'n goeie episode. Ek het nou amper iets gesê. Nee, wat? Nee, sê dit. Moet asseblief nie my en Michiel vergelyk nie. Moenie in die comments sê wie julle verkies nie. Ek like my giggy so. Ons sal 'n Instagram poll opsit dan sê wie wil julle hê op die volgende episode? Op daai Instagram page waarop ons nooit post meer nie. Anyway, dames en here, baie welkom terug by Bevange episode 18. Ons het 'n baie cool gas vandag. Johan Millet. Yes, hallo julle. Joe Dash, Juan, Joanne, wat kan jy dit wil noem? Joey, I go by many names. Dit is die een ou met die meeste noemnaam wat ek in my lewe ken. Die grootste spiere. Nie die grootste. Die grootste ou Meeste wat name ek ken. grootste spiere. Johan, baie welkom by Bevange. Dankie vir jou bereidwilligheid op so 'n kort kennisgewing. Ja, wat 'n eer. Yesie. Baie dankie. Ek waardeer dit. Ek sien baie uit vir wat ons oor gaan praat. Lekker Definitief chill baie oor om praat. oor te chill praat. Nonsens. Rarig, definitief kan. Hey, Gooi. Ek kan nie verstaan dat baie van ons gaste, nou nie jy spesifiek, jy stres baie op as ons hulle nooi vir hierdie episode. Hulle sê vir my, wat berei ek voor? Hulle dink ons lyk baie professional. So, dankie vir dit. Dankie aan Amok Studios wat ons dit professioneel lyk. Ja, want julle weet hoe dit gelyk het in die BA jare, before Amok. Het was baie rof geweest. Dit was lekker. Ja, Joe, vertel ons bietjie, hoe gaan dit met jou? Die einde van die jaar, hoe lyk jou dinge? Yes, nee, kyk, dit gaan goed. Rarig, dit gaan goed. Het was 'n rowwe jaar gewees, maar jy weet, dit is daarom nou aan die einde van die jaar, Kersfees is op ons. So, nee, dit gaan rarig goed. Wat 'n jaar. Dit was 'n jaar. Nee, was dit een was week. dit was Dit was ja. een week, dit was een jaar. 2024 was goed geweest, maar ek is nou bly as ek by was. Die hoeveelheid memes van, kan hierdie jaar net verbykom. Ja. Ek hoor niemand sê 2025 is my jaar nie. Jy het al daai meme Ja, ons gesien het van dit die gesê oor 2024. jy het al daai meme gesien van die chill ou staan in die ja. Dit was ek Ek sê dit dit is is wel fyn. Okay, alles brand af, maar ek's chill. Fyn. Alles is rustig. I'm okay. Okay. Ruben, hoe gaan dit met jou? Jessie, jy vra my nou, maar daar het so baie gebeur in sulke lang tyd, wil ek sê. 'n Paar maande, maar dit gaan goed. Ek's offisieel werkloos. Ek het lag swart. Officially unemployed, ek Exactly. het my gehad. Ja, Ek weet, ek dit is het een op my swart bragging. so nee, dis 'n goeie ding. Jy weet, ek het op my swart so baie shooting gedoen. Baie alternatiewe punk shows afgeneem. Alternatiewe Dis cool, ja. bank. Cloud Surfers afgeneem, Nederlandse band. Baie cool. Wow. Merch gekry. Dit was baie lekker. Ek het jou gemis, joh. Dankie, ek het jou ook gemis. Wow. Ja, julle kan nie vir die hartseer verstaan om daar op by die werk te sit op toer en te sien, Bevange het 'n nuwe episode. En dis nie ek nie. Jy moes verstaan jou hartseer. Ek was toe ek sien jy's in die Kaap. Fair enough, ek bedoel, my werk het my Kaap toe gevat. Ja. Dis is om te sê dat as 'n juffrou jou indeel en jy kry nie 'n maatjie nie. Exactly. Presies dit. Hoe sê jou vriend van ons, nee, Ankie kry sy Bevange kyk sy regtig hartseer, want hy kyk nou hoe sy vriende sonder hom kuier. Exactly. Ek kan nou relate. En julle is almal ons vriende. Elke Like en liewe subscribe. 117 van julle. My werk was om touch rugby op die Gaan strand met te jou. speel, so dis nie So regtig. lekker werk. Ja, was nie Dit te is bad nie. lekker. Ja, Maar Johan, hoe gaan met jou? met my gaan dit goed. Ek het goeie nuus vanoggend gekry. Ja? Julle weet toe ek so gebrag het oor ek het 'n graad en alles begin van Januarie. Hy het gelieg. Ek het gelieg. ek het vir julle gejok. Maar die wonderlike instansie van die Universiteit van Suid-Afrika het issues gehad met my graad en nie toegeken nie. En toe vanoggend kry ek my finale punt, toe doen ek alle die jaar oor
En ek is deur. So, Hey! ek het nou my graad. Ek sal in Januarie kan confirm. Nee, jy is employed, wag. Ek is Jy het employed. te werk. Ja. Ek werk al vir ewig. Nee, so met my gaan dit nie te sleg nie, soos Johan ook sê, die jaar was lank, bly dis amper vakansie. Op pad met verlof binnekort. Nice. Wow. Gaan bietjie see toe alweer. Dis kom kom nou ek net van die dis kom ek die snor in die hare uitgroei. Ja, ons het ons November begin lyk. ons November episode gemis. Ja, dit het rof Wow, gegaan op hierdie show. Dis tough. Ons studio produksie minister Manager wat ek Michiel, wil noem, Michiel in ons was in die, vorige episode. was in die hospitaal. Ek gaan die storie vertel nou. Hy die kort en die lank is hy in die hospitaal beland as gevolg van min slaap. Min slaap, En te veel baie werk. werk. Hy's nou amper 'n week uit die hospitaal uit en hy het al klaar weer 4 aande geneem. Die dedication van Amok Dedication is Studios aan nou die- en aan soos die jy brand. kry nie beter nie. Die ou sal sy Is nie beter. gesondheid vir jou sacrifice. Ons werk aan hom, dan stres, maar Amok Studios, betroubaar, amazing, beste wat jy kry. Yes. Alright. Johan, dit is lekker om jou hier te hê. Ek dis dink 'n eer. voor ons aangaan. Obviously ons kykers ken my en Ruben Bra. nou al. Wie Weer en is weer. jy? Vertel ons bietjie, wie is Johan Millet? Nee, okay. So, Johan Millet is 'n persoon wat hou van gym. Ek is regtig ek love die gym. Dit is my 'n passie. Dit het my 'n passie begin word in plaas Gym bro. daarvan gym bro. In plaas daarvan dat dit noodwendig 'n werk is. Nou dat ons so oor die gym gaan praat en goeie soos dit, maar ek fokus meer om die gym te mix met soos jou faith. Want ek dink soos ek dis belangrik om jou faith ook te gym hoor. Soos ek gaan nie vir jou lief nie, om spiritually groot te wees is moeiliker as om normaal groot te wees. Ja, dit is ek is baie in die fitness industrie en ek love dit. Ek het al baie my eie navorsing gaan doen. Ek is nog nie 'n certified personal trainer nie, maar daai is definitief op pad. Gaan definitief dit doen. Dit is ook iets wat ek wil doen. Ek het al baie navorsing gaan doen oor spesifieke dieete, hoe om in shape te kom. So En hy het dit reg gekry. Ja. Die pump cover is misleidend. Dames en here. Daar's baie spiere onder daai hempie. Ons sal iewers in hierdie episode 'n foto iewers Gooi vir ons 'n flex, daar's beautiful. ons sal Ek moet net die pad uitskyf vir daai. kan jy net spasie maak. Ja, dit is pas hier. So hy is legit. It's legit. Wow. ja, so ek is baie happy om hier so te wees. Van bietjie gym praat, amper soos rugby net bietjie beter. Ek stem so. So Is gym beter as rugby? Drop 'n comment. Ek sal eers kom met. ek staan. Nee, ek dink gym het my net 'n bietjie meer clean mind gegee. Ek dink soos as jy in die gym is daar nie noodwendig soos okay, ja, jy kyk dalk vir ander mense en jy wees van dis maar hoorie, daai ou lyk beter. Dus dan kom daar 'n bietjie kompeterendheid, maar as jy dit vergelyk met rugby, die aggressiwiteit en goeie soos dit is heeltemal verskillend. Soos as ek daar so staan met 'n kom ons sê 'n dumbbell in my hand en ek moet die ding nou lift of wat ook al. Soos dit is 'n ander tipe aggressiwiteit as wat jy nou iemand so moet tackle dat sy knie breek of goeie soos dit. So, dit is 'n ander tipe. Ek het nog nooit iets gebreek van enigiemand op 'n rugby. Jy tackle nie hard Sê genoeg. Weet maar net. wel, ek het al 3 operasies gehad as gevolg van rugby. Ja, maar jy Jy was tackle hard. nee, hy was net sag op skool. Wow. O, mos. Hoe het jy kyk ek ken jy nou Rikkie, maar hoe het jy in die gym ding gekom want baie mense gym, maar jy het nou al die stap verder Jy gym. gevat. Jy is in die proses om te begin compete en bodybuilding. So hoe kom mens op daai punt? Ek dink dit is meer van 'n mental factor. Soos ek wou vir ek het vir myself gesê ek wil aan die einde van hierdie jaar wou ek compete het. Soos ek het baie met mense gepraat oor en ek het met baie coaches en goeters ook gepraat, maar hoorie, soos as ek nou regtig in dit wil kom en dit nou regtig soos ernstig wil vat, wat moet ek doen? En kyk, daar's regtig baie wat agter dit kom. Is soos as jy moet 'n budget hê van ten minste dit is nou soos sonder jou gear en goeters soos dit en kyk ek is nou nie aan die gear side kant van dit nie. Sonder jou gear en goed, net jou kos en jou supplements soos jou whey protein, jou creatine, al daai goeters saamgemeng, is dit amper R50,000, amper 50 tot en met R60,000 vir een prep. En een prep hou jou so
hang af hoe lank jy wil begin prep voor, maar 'n prep hou jou so 11 weke. 11 tot 12 tot 11 weke. Hang af hoe lank jy voor prep. So dit is 50 na 60 grand vir 4 maande Ja. se werk. Se werk. So dit onthou, soos jy eet, hang af wat jy eet en soos op watter stadium jy is. Kom ons sê as jy nou begin bulk, jy eet ten minste 4-5 keer 'n dag om jou calorie intake hoog te hou sodat jy energie het om gym toe te gaan en al daai goeders en dan ook om muscle op te bou. Dan ook jou supplements, jou whey protein se pryse het geskyrocket. Ek weet nie of julle dit gesien het nie, soos 'n tap letterlik 'n kilogram USN amper R1000. So as jy al daai goeders infaktor, moet jy 'n redelike stewige budget hê vir dit. So is daar's dit en dan ook jou mentaliteit moet reg wees. Ek dink jy as jy vir jouself sê hoor jy ek gaan nou daarso deelneem. There's no backing out of it. As jy commit op dit, dan voel ek soos druk deur. Ja. Al maak nie saak hoe kyk, as jy so 'n week, 2 weke uit is, jy het nie energie nie. Soos jy maak so. Nou moet jy nog gym toe gaan. Party van ons moet werk toe gaan. Goeters soos dit. So ek dink jou mentaliteit moet op 'n ander level wees. En soos vir mense wat regtig prep, een van my vriende, Stefan het gecompete en ek het soveel respek vir hom. Nee, want soos om actually daai stap te vat van wees van hoorie ek gaan nou compete, ek gaan dit nou regtig aanvat. Dit is 'n mental ding. Dit is soos en ek weet nie in 'n manier kyk ek sukkel nog altyd partykeer met soos kompeterendheid. En soos jy weet dit. Ja. Jy weet dit. Jy kompeterend. Jy's easy going, bro. Net daai girl wat een keer gebus. Wag, ek ken nie hierdie storie nie. Dit is YouTube hulle gaan my arresteer. Sal nie name noem nie. Johan het ook Target Live gedoen in 2020, COVID jaar. En soos jy weet, van die Survivor kamp, ons maak 'n bietjie fisies, 'n bietjie stoerigheid en ek dink dit was dit 'n dogfight of 'n saksteel? Nee, dogfight. In dogfight die pinnacle. Toe strip hy sy moer toe bus hy 'n girl. Ek julle het 'n punt gewen. Jy het dit mis. So Ek was jou weergawe van die storie. Dis so gelyk het. Wat gebeur het, nê? Bly. Ek kan nie almal se name onthou wat deel was van dit nie. Maar die meisie wat saam met my gegaan het, nê, het een van die ouens se bene vasgehou terwyl die meisie probeer hardloop het. En onthou, albei daai was die een meisie het kort hare gehad, dit was Shanae, die runner gewees. Ja, ek kan nie meer al die name nie. Hy is al 4 jaar terug. Ja, maar een van hulle albei het kort hare gehad, nê? Ek kyk toe vinnig op, ek sê okay nee, dis die ou, want hy het kort hare gehad. Ek sê van luister, hou net haar vas. Ek gaan om aan die nou tackle. Ek vat sulke loop om en net toe ek inkom, toe gryp ek haar so, maar ek druk en ek val toe op haar. Yes. Ek staan op, ek kyk so, jy sien dit. Ek sê van nope. Ek trek uit, toe loop ek weg. Ja, game is vir my. Game is vir my. Yes, Ja, dis net passion in the moment. Ja, maar anyways, wat ek wou bykom is my kompeterendheid vat my 'n bietjie te veel waar. As ek soos gaan commit aan competing is ek moet eers op 'n mindset kom dat ek soos myself gaan back in plaas daarvan dat ek wees van hoorie ek moet wen. Wil ek net wees van hoorie ek wil net die beste lyk wat ek al gelyk het. En dit is soos 'n mindset wat ek besig is om aan te werk. Want ek wil nie op 'n plek kom dat ek wees van maar hoorie ek is nie goed genoeg nie. Want dit is nie wat gym is. Dit is nie oor wat bodybuilding is nie. Bodybuilding is to improve yourself, for yourself. Dit is nie noodwendig om vir ander mense 'n punt te bewys, maar dit is vir jou om vir jouself 'n punt te bewys dat hoorie jy jou kop neersit, kan jy dit doen. Ja. So dit is die punt wat ek nou besig is om te bereik. Is ek wil my kompeterendheid agter my sit. Veral as dit kom by soos gym en goeders wat ek oor passievol is. Dus partykeer raak is dit nog as 'n ding van nee maar ek moet. Ek is gemaak vir dit, ek moet dan goed doen. Ja. So dit is iets wat ek agter my wil sit voordat ek op stage. Ja. So ja. Wat is die dryf agter om 'n fitness leefstyl of iets soos bodybuilding nou aan te pak as 'n career? Want byvoorbeeld
Roemen, jy in die videobedryf, jou dryf is jy wil mooi prentjies maak. Yes. Dit en wat ek doen is ek wil mense bedien, ek wil mense help. So dis die driving factors van dit wat ons doen. Wat is die driving principle oor hoekom jy sal begin bodybuilding doen of heavy in die fitness industrie inklim? Kyk, oor die jare het dit nog ons actually baie verander. Ek het actually begin gym. Ek is nou so in my derde 3,5 jaar wat ek nou al soos regtig ingesit het en regtig hard geoefen het. So 3,5 jaar wat ek konstant soos my dieet doen, gym toe gaan, supplements vat, soos al daai goeders doen wat ek konstant het. Ek het begin daarmee omdat my meisie my gelos het. En onthou, jou meisie het jou gelos, sharp, nou gaan ek op TikTok. Nou sien ek, okay, ek moet nou gym toe gaan, want ek is nou 'n weak as, kan nou nie die woord sê nie, maar 'n verstaan. beta-male. Ja. Beta-male. En ek sit soos van, weet jy wat, flip dit nou. Ek gaan nou goed lyk, want ek gaan haar nou verkeerd bewys. Dit is wat het mee begin het. En soos wat goed progress het, soos wat ek soos myself begin verbeter het, met daai motivation, ek gaan nou ek gaan nou sy gaan nou dit regret en al daai goeters het dit net meer verander. Dit het vir my begin meer gaan oor mense. Want die ding is, ek het 'n anointing op my lewe om met mense te werk. Dit is definitief, dit is vir my geconfirm, ek kan met mense werk. Ek is gemaak vir mense. Ja. En dit het my meer oor die mense begin gaan. So dit dink ek, maar okay, weet jy wat, kom ek change dit dalk 'n bietjie. Ek gaan gym toe, ek doen nog steeds alles, maar as ek die kans kry, praat ek met mense. Okay. En dit is hoe dit ook verander het. En toe het dit nou weer verander wat ek wil vir mense begin bid en of ander tyd. Ek wil vir mense begin woord kry. Goeie soos dit wat dit meer ook in 'n bediening in is. En die ding is, die gym is besig om te overrun met jou 14-jariges, jou 15-jariges wat na hulle self kyk en is van, yes, maar ek is sulke sleg ou, want kyk hoe skinny is ek. Ek kan nie glo ek lyk so nie. Ek het 'n kliënt gehad wat na my toe gekom het en hy sê my, hoorie, maar jy lyk so goed. Kan jy my net asseblief train? En ek kyk jou so, ek sê van, hoorie, wat is jou motivation? Nee, hy wil Jack like, want hy word gebully. Which is fair, nee, ek kan dit verstaan, maar die ding is, jy kom gym toe vir die verkeerde rede. So dit is, ek het hom toe begin, soos, begin gym, en ek het hom condition en goeie soos dit, en die mindset op die oomblik in die gym en die nuwe generasie is crazy. Ek kan nie noodwendig verstaan hoe jy sê PR of ER. PR of ER. Soos, as ek nie PR nie, moet ek maar eerder doodgaan. Ek het hom met ou gepraat vir my gesê, hoe as ek nie nou PR sal nie, gaan ek myself hang. Dit is soos die tipe mentaliteit wat mense in 'n gym in meegaan, en dit is gevaarlik. Maar dit is baie concerning dat jy dit sê, want byvoorbeeld dit iets soos oefening, met die dopamine en die serotonine en goed wat dit in jou brein create, is 'n baie goeie counterweight teenoor depressie. Maar nou is daar nou die nuwe ding, body dysmorphia, wat 'n ander weergawe van depressie is in die gym plek. Soos wat is jou ons sê mental health journey in hierdie tyd? Want ek weet al was al highs en lows en chat ons bietjie deur dit. Ja, kyk, toe ek begin het, ek en my een goeie vriend het actually saam begin. En ek kyk, elke dag as ek wakker word, dan kyk ek eens myself en sê, dit is van, yes, ou. Soos, kyk, ek het vet geword. Ek was rarig, ek was 'n big oukie gewees, ek was so 93, 94 gewees. Kyk, vir my lente, omdat ek is nou nie noodwendig die langste nie, maar vir my lente is dit nog ons baie kilogram wat jy stack. En ek kon net na myself kyk en ek soos van, yes, maar hoorie, hoe lyk jy so? Soos, geen wonder jou meisie jou geloof. Verstaan, dit is soos daai tipe body dysmorphia, daai tipe depressie wat in jou inkom. En dan gaan jy gym toe, dan sien jy hierdie ou wat nou al 20, 30 jaar gym, en hy is soos Jack. Die ou is op alles, hy is op van elke cycle wat jy ken, man, jy is soos van, yes, maar hoekom kan ek hier so? En ek dink soos die mentaliteit wat jy moet ingaan in 'n gym is soos, hoorie, ek moet beter doen as wat ek gister gedoen het. Dit is soos wat ek myself mee condition het. Ek moes myself elke dag sê, luister, jy gaan nie nou so lyk nie, maar onthou net, daar is 'n proses.
Met elke ding is daar 'n proses wat jy moet volg Ja. voordat jy enigstens by die end goal uitkom. En ek gaan nou vir jou sê ek is nou nog nie eens by die end goal. Ek het 'n maand afgevat. Dus wat ek net gesê het, weet jy wat ek moet net 'n bietjie afvat. Ek het studies om op te fokus. Kyk, studies moet definitief belangriker wees as jou gym. As jy gym by jou studies sit, gaan ek vir jou sê jy het 'n probleem. Dis rarig, daar's ons prioriteite. Ja, dis kom ek die gym aan, so ek moet te Ja, swaar. saam. Hoor Jy werk swaar. hoor julle van die professionals sien? Ja. Even die professionals van. Maar ja, so ek dink ek het 'n maand afgevat en ek sê vir my meisie, nou, ons het gister 'n bietjie saam gegym en ek sê vir Jesus, maar hoorie, ek lyk nie goed nie. Let wel, soos kyk, ek lyk goed. Soos kyk, dit is 'n mental ding wat in jou kop is. Jy kyk vir jouself en jy sien die ou wat jy 4 jaar, 3 jaar terug is. Ja. Dit is soos die ding wat ek partykeer mee sukkel. Jy kyk vir jouself en jy sê soos van nee, ek kan nie. Dit het beter gelyk 'n maand terug, 2 maande terug. Ja. En dit is soos jy moet op 'n plek kom wat jy jou mental strength so opbou dat jy jouself begin soos opbou. Soos jy kort nie goeders van ander mense af om vir jou te laat goed voel. Jy moet vir jouself sê jy lyk goed. Dis daai self-love ook. Die gym is nie meeste mense doen dit om goed te lyk want hulle soek komplimente van ander mense of hulle soek attention, which is fair. Maar hoekom kan jy nie vir jouself daai liefde ook gee? Ja. Jy verdien dat jy werk hard vir dit vir jouself. Ja, ek dink sosiale media het ook 'n baie slegte effek. Want dit is obviously is dit 'n baie ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit, maar prevalent. Dis baie soos daar's baie mense wat gym op Instagram en TikTok en stuff en jy sien kyk my 2 maande transformation. Ja. En maar dit is ook soos as jy jouself gaan vergelyk met iemand wat op elke liewe roid is, jy gaan nooit so lyk. Maar dit klink vir my of hierdie goed of die mental struggles van gym baie lê op, hoe kan ek sê, circumstantial identiteit. Dat jy's net tevrede as jy goed lyk. Nou, of jou motive vir gym is oor hoe jy lyk. Nou, dis 'n gevaarlike ding, want dit is nie sustainable nie. Nee. Dus jy's nou in jou 20's en jy's in jou peak, maar wat gaan jy doen in jou 50's? Ja. Gaan jy dan 'n midlife crisis slaan want jy kan fisies nie meer so goed lyk nie. Jy kan fisies nie meer daai weight training doen nie. So dit klink amper vir my asof die wortel van hierdie uitdaging of hierdie mental disorder, soos hulle dit noem, lê eintlik dit is 'n lack of identity. Ja, en die ding is dit val op hierdie groot influencers wat verantwoordelik is vir wat op die oomblik in die fitnessindustrie gebeur. Ja. Kyk, ek wil nie enigiemand sleg praat nie. Hulle almal soos hulle doen goed. Soos hierdie media en hierdie influencers hulle regtig doen goed, maar hulle gee die verkeerde perspektief af oor wat gym eintlik moet oorgaan. Wel, ek het nou in prep vir vandag 'n video gekyk waar 'n bodybuilder met tieners praat wat op gear is. En nou vra hy hoe het hulle daarop gekom en sê nee, hierdie social media ou of hierdie ou het dit promote en hy vra hy is hulle spyt daar en dan sê 'n 19-jarige wat al op 3 cycles something was en 'n vrou hoe voel hom. Sy beste keuse wat in sy lewe gemaak het. Hy het sy droom fisiek, hy kry aandag by girls. Maar nou vra ek jou, kyk, jy lyk goed. Sharp, ek is baie trots op jou regtig. Jy werk hard vir dit. Nou 4-5 jaar daarna. Nou begin jou boepens uitkom want jy moes nou van daai cycle afklim want 'n cycle is ook nie sustainable. Let wel, dan moet jy op TRT klim vir die res van jou lewe om jou testosteroon vlakke hoog te hou. Ja. Anders gaan jy ook nie kinders kry nie. Jy gaan nie testosteroon produseer nie. Jy gaan gyno begin kry wat basically vrouenippels is. Dit gaan so begin hang. Hoe sustainable is dit dan vir jou om dan kom ons sê okay, 6 maande op 'n cycle te klim. Want jy kry 6 maande cycles, jy kry 'n redelike lang cycle. Maar dis die scary ding in hierdie dokumentêr wat die ou skiet dan vra hy, dan vertel hy die tieners nie maar wat van hierdie en dan sê hulle, it's worth it. Ja. Al hierdie goed is jy moeite werd. Is jy moeite werd. Short term gain. Maar dis weer 100% jy moeite werd. Dis weer daai PR of ER mentality wat dit is. Dit is die mentaliteit. Hierdie ouens is bereid om dood te gaan op 25. Ja. Dit is ouens, dit is nog nie eers 'n volle lewe nie. Hulle is bereid. Hoorie, ek wil goed lyk vir hierdie volgende 4 jaar. Ek kan doodgaan op 25. Ja.
dit wys jou dan net ook soos hoorie wat's jou purpose? Soos weet jy wat is jou identiteit? Waar sit jou identiteit? Sit jou identiteit, okay, shop, ek lyk goed nou vir die volgende 4 jaar. Let wel, jy is gekol vir 'n beter ding wat die Here jou voorgeskaap het, maar nou gooi jy dit weg want jy wil vir 4 jaar goed lyk. Hoe sê nou jy die voorreg om met 'n klomp tieners te praat, dat dit klink asof dit nog 'n groot pandemic onder tieners is. Jy het die voorreg om met 'n klomp te praat, hulle wil jack raak, hulle wil op gear gaan. Wat sal jy vir hulle sê om hulle koppe te swaai dat die lewe is, gaan oor baie meer as oor hoe jy lyk? Kyk, ek sal actually sê wat 'n ou eendag vir my gesê het, want ek was ook daar. Ek was soos van, yes, hoorie nee. Hierdie goed is nog gaan. Ek wil nou binne die volgende 2 maande, wil ek so jack like as possible, op vakansie gaan, net flex en dan kom meisies na my toe. Ek was ook so. Soos ek verstaan, die ding is ek verstaan hulle mentaliteit. Maar ek gaan vir jou vra, hoorie, maar as jy dan dit wil doen, wat beplan jy dan na dit? Soos as jy regtig beplan, okay, jy klim nou op jou cycle. Nee, nou kry jy alles wat jy moet doen, jy kry jou meisie, want okay, wel, in my realiteit, 1 meisie is genoeg. 1 meisie is genoeg. As jy weet hoe baie werk 'n vrou is, dan ja. 1 meisie is genoeg, jy reach your goal, kom ons sê hierdie mense wil gaan compete. Kyk, daar's so 'n verskil tussen mense wat wil gaan compete en mense wat wil goed lyk. As jy wil gaan en jy wil 'n karier uit bodybuilding uitmaak, gaan ek vir jou sê, luister, jy gaan op ietsie moet klim, want jy kan nie 'n show gaan wen sonder om op iets te wees. Ek is baie jammer, dit was ook vir my gesê, jy kan nie 'n show gaan wen sonder om iets te klim en om 'n karier uit dit uit te maak. Dit is fisies onmoontlik. Natural shows definitief, soos as jy dit wil doen, go for it. Maar as jy 'n karier uit bodybuilding uit wil maak, gaan ek vir jou sê, jy gaan op ietsie moet begin klim. Maar op 'n jong ouderdom, ek weet nie, soos dit het vir Sibam gewerk, maar ek weet nie, ek sien nie hoe dit sustainable kan wees vir 'n 15, 16-jarige. Ek het al met 16-jariges gepraat het op train begin klim het. Yes. Train. Nou, dan elke dag, dan check ek hom so. Dan begin daar net meer paisies uitkom en dan op 'n tyd toe gee ek hom 'n drukkie. Ek vat sy rug, so begin sy rug bloei. Yes. Dit is rof gewees. Maar dit wil vir my voorkom, as jy daai punt bereik, dan is health nie jou fokus nie. Dit gaan nie oor gesondheid nie. Dit gaan oor groot wees. Dit gaan oor groot wees. Ek meen, jy kan 'n train cycle hardloop met Proviron, met jou is jou Anadrol, al daai goeters, jy kan dit saam mix, reg. Dan eet hulle ook net wat hulle wil van daai steroids fight teen dit. So dan kan hulle soos, kom ons sê nou McDonald's of wat ook al gaan eet. Jou health word heeltemal soos dit is nie deel van wie jy dan is nie. Jy wil nie healthy wees nie. Ja. Jy wil net jacked raak, 400 kg deadlift of wat ook al, en dan vra ek op 25. Ja. As jy dit lewe. Eet wat jy wil, word massive, gaan dit op 25. Ja. En dan op daai tipe leefstyl as ek 'n jaar verby my expiry date. Ek's op hom. Ek's amper daar. Amper klaar. Ja, ek wil net soos die perspektief wat mense het op die oomblik van die gym industry. En soos mense wat nie deel is van die gym industry, dink mense ons is, hoor hierdie mense is mal. Soos ek het al met mense gepraat, kom dan met hoor wat 'n cycle hardloop jy? Nee, ek hardloop regtig niks nie. Ja. Ek die ergste ding wat ek al opgeklim het was ashwagandha gewees. En even dit was my regtig te rof gewees, want ek jou emosies all over the place. Letterlik. Dit klink soos 'n serious drug. Ashwagandha is as jy met ashwagandha, daarso met jou mentaliteit sterk wees, want so ashwagandha is 'n tipe herb, nee, maar hy bou jou testosteroon, maar hy laat sak jou emosies. Soos jou emosies en soos die manier hoe jy voel, jy letterlik soos 'n zombie sit net. As iemand vir jou sê ek het letterlik en onthou dit was die tyd wat ek actually begin deel het met my ma se dood en ek het niks emosie gevoel nie. Ek sê raak drink hierdie goed, maar ek vat amper soos die prescribe. Ja. Okay. Die prescribe was 2 pille gewees, ek het 4 gevat. Okay.
wat ook nie goed was nie. Maar ek sit net nou, Ja. dis nou maar so. Ek was ook daar gewees. Ek was ook daarvan, hoorie, kom ons raak net Jack en gaan dood op 22 of 21 of Ja. verstaan, daar vir my op daai stadium in my lewe was daar nie vir my 'n purpose gewees nie. Ek was net soos van my hele wêreld is in mekaar en kom ek maak die meeste. Ek was uit my huis uitgeskop. Daar's nie 'n purpose nie. Kom ek gaan gym toe, word so jacked as moontlik, spuit steroids. Ek vrek sommer volgende jaar. Maar dit is nie wat die Here vir ons het nie. Dit is nie wat die Here vir jou beplan het nie. En ek is so bly dat die Here my uit daai put uit kom haal het. Want dit is 'n gevaarlike put. Mense verstaan nie en ek regtig soos as jy 16 jaar oud is, dit is nie die moeite werd om dit weg te gooi. Ja. Jy het 'n lewe, jy het 'n purpose, daar's soos rede vir jou lewe. Ja. Moenie dit weggooi want die Here gaan jou gebruik. En ja, dit is my sad want die ding is dis moeilik om hulle ook te convince dat daar iets beter is. Ja, ek dink dit kom daarop neer, maar alles is circumstantial. As jy nie die omstandighede waarin hierdie tieners hulle self baie keer bevind is van so 'n aard dat om Jack te wees, laat hom net daai bietjie goed genoeg voel om op te staan die volgende oggend. Dit het eintlik later aan niks te doen met ek wil eintlik gesond wees of huge wees. Ek wil net survive. Ek wil net oorleef. En social media help obviously nie met dit nie, want dit sê vir jou dit is, hoe voel jy beter oor jouself, doen dit. Ja. Maar dit gaan nie oor beter voel nie, dit gaan oor yes, ek moet goed in my lewe change. I need to rise above it. Ja. Maar nou wat sal jy dan voorstel? Obviously jy kan nie vir 'n tiener sê gym net nie. Hulle gaan nooit doen. Wat sal jy voorstel? Wat is considered veilige supplements en ja, soos as jy nou vir my en Ruben moet voorstel, ons wil nou Jack raak, maar ons is nie bereid doodgaan op 25. Ek wil lewe tot 71 toe minimum. Wat is jou voorstel net op supplements? Wat is considered veilig? Want ek het al ook gehoor, daar's even van jou supplements raak. Ja, dit gaan questionable raak. Ja, kyk, ek het al 'n hele paar goeters uitgetoets. Jy kry nie beter as kreatien nie. So kreatien, dit is die mees nagevorsde supplement wat daar is. Soos kreatien is nou so nagevors dat daar's niks fout met dit. Ja. So definitief kreatien met 'n whey protein hang af nou seker wat jy nou wil doen, wil jy bou of wil jy sny? En jy kry verskillend, jy kry 'n whey protein, dan kry jy jou mass builder. As jy wil optel mass builder met 'n kreatien, BCI is ek glo nie in BCI is nie. Dus ek voel BCI is rarig net. Wat is BCA's? AA's. Kyk, dit BCI is basically soos 'n tipe recovery tipe ding wat jy in die middel van jou workout drink. Is dit nie 'n klomp amino? Ja, dit is amino acids, maar ek weet nie, okay. ek het dit een keer gebruik. Ek was net so van. Voel my lekker. Nee, wat? Nee, want dis nou drink jy 'n poeiertjie dingetjie terwyl jy oefen, nadat jy pre-workout gevat het. Ek weet nie, dit tel nie vir my nie. Ek weet nie, ek hou nie van die amino acids nie, ek glo nie net nie. Ek glo nie net dit help jou om te perform nie. Maar supplement gewys sal ek sê kreatien, pre-workout is ook baie goed want hy gee 'n bietjie meer energie, gee 'n bietjie meer woema, maar moet nou nie ook gaan en vir jou hierdie 500-600 mg kafeïne goeters te gaan koop nie. Ja. Ek het dit een keer gedoen. Begin jy so vibreer. Ek het nee, daar is niks nie. Nee, nou ek het my die brand se naam is Psychotic. Jy sien die naam is in die naam. Dit is in die naam. Hoe kom sal jy dit hier gebruik? Psychotic. Wat 'n heroin hybrid dit? Maar ek kyk nie die label nie. Hulle sê vir jou eerste use moet jy 'n halwe scoop vat. Ek lees dit nie. Ek is net so nee, ek drink al vat ek 2 scoops. Let wel, 1 scoop het ek dink amper soos 500 of amper 600 mg kafeïne in. Let wel, jou daily intake van kafeïne moet 400 mg 'n dag wees. Ek het 1200 gevat. So jy moet ook kan lees as jy in hierdie industrie wil function. Jy lees op skool. Kyk, ek gaan gym toe, ek het regtig een van my beste pumps wat ek ooit gehad in my lewe, nê. Maar die ding is nou kom jy huis toe, nê. Daai toilet
kon nie langer, soos ek kon nie langer op die toilet gesit het nie. Let wel, nou sit ek op die toilet, maar nou bewe ek so. Ek het heart palpitations begin kry. So daar is, soos wat julle gesê het, daar is supplements wat questionable is. Daar so is regtig soos goeters wat daar buite is, wat over the counter is, maar dan is hulle net soos van, pas op. Ja. Wees versigtig. Psychotic. So, Maar dit is baie erg. Die FDA in Amerika wat hierdie tipe goed approve, wat medikasies approve en so aan. Dit het uitgekom, hulle het Logan Paul is 'n prime. Is nie FDA goed, nie. dis FDA approved, Wow. maar dit is nie valid for human consumption nie. ja, Oh, beautiful. So die goed wat hulle approve om Ja. oor die counter te gee is highly questionable Ja. om mee te En mense het begin. R300 betaal vir daai. kyk, ek het al met 'n ou gepraat en dan sê ek vir hom, luister, ek wil nou hierdie doen. Wat prescribe jy? En hy sê soos van honey goat oil. Horny Sê goat weer, oil. Goat oil. Dis is van. Moet dit horny wees? kan dit normale Nee, maar die ding is nou, wees? kyk ek hierdie ou sê ek sê van sê gou weer. Sê Ja, nee, nou. honey goat oil. Dit is 'n tipe olie wat ook help met soos jou muscle building. Dus jy mix dit met turkestrone. Nou turkestrone is ook 'n tipe herb. Dit is dit jy koop dit over the counter. Ek het dit ook al gebruik, dit help actually. Soos dit maak jou muscles lekker hard. Fisies soos jy kan nie verskil sien. Maar nou vat jy daai, nou mix jy dit met daai. So jy moet 'n graad in chemie ook hê om 'n gesonde Jy moet 'n bodybuilder proefprys te wees. besit. Dit is ek dink net soos jy moet jou eie navorsing gaan doen. Ja. Soos onthou, ek het ook mense en goeters gekyk en hulle het gesê hierdie supplements. Nou, dan gaan koop mense na hierdie supplements, maar dan werk dit nie vir hulle nie. Hoekom? Want jy is nie dieselfde lyf as 'n kom ons sê 'n Larry Wheels of Alex Eubank nie. Jou lyf is geskape vir jou eie. Ja. Die goeters wat jy gebruik gaan nog nie vir my noodwendig werk nie. Goeders wat ek gebruik gaan nie vir jou werk nie. Maar dit is hoekom jy jou eie navorsing moet gaan doen. Jy moet jou eie goeders gaan try. As jy gaan sê hoor jy maar ek gaan op dit en dit klim want hy gebruik dit. Ja. Okay, sharp, maar dan gaan jy dalk sit met guy nou of Ja. wat Ja. ook al. Want sulke goed is daar buite. Jou lyf gaan nie noodwendig dieselfde reageer as wat 'n ander ou se gaan. Ja, ja. Dit is net nie so nie. Soos jou lyf gaan ook anders te reageer as jy op 'n heavy dieet klim, want party mense sukkel om gewig op te tel. Ja. Party mense as hy dalk as hy dalk soos te veel eet, dan verloor hy dalk gewig. Mense kry sulke goed. Ja. Wat mense sukkel om gewig op te tel, maar dan eet hulle meer dan verloor hulle gewig. Ja. Nou wat as jy nou vir kyk in hierdie industrie kan baie vinnig baie kompleks raak. Ja, nee, dit Want dit kan is baie definitief. wyd, is baie so daai navorsing waarvan jy praat. Dit is net supplements. Dan kom daar Ja. nog die eetnavorsing, jou gym program Ja. en. Wat sou jou amper jou cheat sheet of net jou veilige tips wees vir die average ou wat bietjie in die gym wil kom, hy wil sy lewe gesonder, lewe, 'n bietjie sterker wees, fikser wees. So wat is die bare minimum beginsels wat jy sal voorstel vir ou? Ek sal sê luister, wat wil jy doen? Wat is jou goal? Soos waar wil jy eindig? Kom ons sê oor 'n jaar. Waar wil jy sit oor 'n jaar? En onthou, mens moet realisties wees oor hierdie goeters. As jy net dit wil doen, moet jy weet dit gaan langer vat. Dan ook soos wat is jou logiese denke oor hoe jy dit? Soos het jy gaan navorsing doen? Het jy gaan kyk maar hoorie hierdie is wat dit vat. Hierdie is die tipe oefeninge wat doen want ek het al 'n ou gesien. Nou doen hy chest, maar dan is hy besig met 'n back workout. Dan doen hy die pull. Daai chest. Ek het gedink dit is. Maar Dit verstaan voel jy? soos- En dan ook soos moet nooit bang wees om te vra vir hulp. Ja. Ek dink jy sien hierdie groot ouens, nê? En dan eintlik as jy met hulle gaan praat, is hulle die sweetste mense. Ja. Soos rarig. Ek het hom met 'n daar's is letterlik soos 'n 2.1 meter lang ou in ons gym. Hy's soos vol getattoo en alles en deur seker soos goeie. Ek wil nie met jou chat. En die eendag toe kom hy na my toe sê Sorry oom. hy kom na my toe en sê hoor jy lyk regtig goed.
Thanks. Dankie. En ons begin toe soos 'n tipe soos 'n chat met mekaar bou en hy's regtig een van die sweetste ouens gewees. So moenie bang wees om te vra vir hulp nie. En ook wees veilig. Soos ouens, jy kan nie as jy nou net begin het, gaan jy nie nou 140 bench nie. Would be nice, maar Dit sal lekker wees. Kyk, Ek weet ek persoonlik, dit sal lekker wees, push nee. me. Maar kyk, ek het my max bench toe ek begin het was soos 80 gewees. Ek kon nie. Ja. Ek fisies kon nie. My bors was soos sleg gewees. Inverted. Ja. Sy max bench toe hy begin het was 80. Ek dink of sy 30 lift is ek happy. Maar ja, Dis so my deadlift nie- toe ek begin het. Ja, moenie jou goals onrealisties maak. Ja. En dan ook soos kyk hoe jy gister gedoen het en verbeter van jy af gister. Ja, Be better than you were yesterday. En ook rus. ja. Ouens, Ja. rus is die beste manier hoe jy gaan gains kry. Ja. As jy rus nadat jy, kom ons sê, 'n hele week geoefen het. Jy kan nie fisies 'n hele week oefen nie. Dit is fisies onmoontlik. Nie Jou moontlik, ja. lyf gaan nie dit. Jou lyf gaan ingee en dan gaan jy net eendag so staan en jy val. Ja. Jou lyf kan nie daai strain hanteer nie want dit is ek is nou 2-3 ure in die gym partykeer. Ja. Jou lyf gaan ingee. En ek soos wat ek vir jou gesê het, ek het 'n maand afgevat om te fokus op my studies en dan ook net 'n bietjie om vir my lyf recovery te gee want ek druk my lyf. Ek druk my lyf regtig hard partykeer. Ja. Ja, wat is jou workout split, ja. So dis push pull legs, So ja. row split. Ek hou vir dit werk. Soos wat ek gesê het, soos ek doen goeders wat vir my werk. Ek het al weer goeders getraai, maar dan doen ek soos rug en bene saam. Oh my goodness. Dan is my rug seer terwyl ek squat, maar dan moet ek my bene oefen. So ek het al alle tipe splits al getraai. Push pull legs werk vir my. Ja, dit is dit jy moet goeders doen wat vir jou werk. Dan ook soos jou dieet. Ja. Kyk, 70% van hoe jy lyk is jou Hoe jy dieet. eet. As jy jou stront af oefen in die gym, En jy gaan eet 'n Big Mac. maar dis al wat jy eet. So sonder jou rys, sonder jou hoender, Ja. al daai goeder, jy moet dan net weet jy gaan nie goed lyk. Ja. Ek Egg is whites and baie chicken jammer. breast boys. Egg white. Soos jy gaan nie goed lyk. Ja. Kyk, ek gaan nie noodwendig sê ek lyk die beste nie. Soos ek het 'n flippin genetics dat ek sukkel om 'n six-pack te kry. Soos dit is een rede hoekom ek ook nog nie compete het want ek moet eers 'n six-pack kan kry. Self. Ja, terwyl Dis hoekom ek nie Kyk, kan wel- beat. ons relate. Dus kyk, ek het 'n six-pack, maar soos ek moet vet verloor. Ja. En dit is iets soos ek verloor oral op my lyf verloor ek, maar my maag is waar ek soos heel laaste. Ja. En dan sit soos okay, maar dan moet jy abs en six. Almal het 'n bougie oefening. Ja. Kyk, ek love mense sê bene is vir hulle rof, ek love bene. Ek kan myself druk regtig met bene. Ek het om myself regtig gedruk 180 gesquat. Ek het Kyk, as ek goed dan. baie keer vir my meisie sê ons doen bene. Kyk, sy like ook bene. Dit is 'n lekker oefening want jy kan jouself druk. Bulgarian split squats is my een van die beste oefeninge vir jou quads. Soos ek weet nie of julle noodwendig dit weet nie, maar shit. wat sê jy? Ja. Ek gym, ek weet presies wat hier aangaan. Ja, so ja, die lekker ding is is imagine net gou soos jy begin vandag, met 'n journey. 3 jaar vanaf soos wat ek nou as ek nou op my foon gaan en dan kyk terug, dan sê ek iets soos van yes ou, nie net die gym nie, maar die mental goeders wat jy opgebou het. Onthou gym help ook, Ja, maar endurance, Ja, dissipline. soos dit help regtig en ek kan vir jou sê soos die gym het al baie goeders in my lewe ook verander. Maar onthou, die Here het my hele lewe verander. Ek gym omdat dit my lekker is, maar ek gym ook omdat die Here soos goed is. Ja. Soos as ek die kans kry, gaan ek vir mense sê, luister, die Here is lief vir jou, die Here is goed. Aan gym. Rarig soos dit jy kan nie in die gym ingaan sonder om vir die Here dankie te sê nie. Nee. Jy kan nie asemhaal as die Here nie eers daar is nie. Dit is al ek het al so baie goeters geleer die afgelope 4 jaar. Soos die goeters wat ek deur is regtig taaf. Ja. Dit is regtig taaf daar buite.
as jy die rede het nie, ek weet nie wat jy doen. Groot menslewe mense. Ja, maar weet jy, dit is so amazing, soos as jy terugkyk, en jy kyk van, okay, maar ek het so gelyk, maar kyk hoe lyk ek nou, maar die storie ook agter dit, Yes. that's beautiful. Ja. As ek nou terugkyk en ek wys vir hoe ek gelyk het, die storie agter dit, van hoe ek nou hierso gekom het, dis beautiful. Ek dink dit is iets wat almal moet verstaan, soos wat ook al jy aanpak, jou rede daarvoor is die fuel om jou aan die gang te hou. En as dit, ek dink ons kan saamstem, as dit gaan oor, as jou motivation is, ek wil goed lyk. It's sustainable. Dis waar daai body dysmorphia en daai goed, daai innings kry. Maar as dit vir 'n dieper betekenis, 'n mooier betekenis vir jou gesondheid of jy jouself verbeter, whatever, is 'n beter kyk. Is 'n beter begin. Nee, yes, dit is definitief 'n ander perspektief wat jy vandag met ons kom deel het. Ek dink ons sal nog baie lank kan gesels. Ons sal ek kan vir ewig praat oor hierdie. Ons sal jy terugnooi. Ons sal Johan Malet episode 2 moet doen. Want glo of nie, ons tyd is al reeds verstreek. Nee, dit was goed geweest. Johan, baie dankie vir jou tyd. Vertel die mense 'n bietjie aan die kamera waar jy op social media kan kry. So jy kan my kry Johan Malet Fit. Ek is daar so lekker op Instagram. Ek post nie nou gereeld nie, want ons is besig om te prep. Ek is 'n ambassador vir 'n clothing brand. Ons is besig om te prep want ons gaan vir volgende jaar gaan ons baie begin post en soos die brand promote. So my sosiale media is bietjie rustig nou. So ja, as julle my wil gaan kry my Johan Malet Fit. Alles klein letters met die fit by. Wie is hierdie brand? Battle. So is BATTL, so 3 T's. Battle Industries. Rarig, dit is een van die beste klere. As ek die kans kry sal ek in daai gymklere slaap. Opstaan, werk toe gaan. Rarig, een van die beste sagste klere wat ek ooit in my hele lewe gehad het. Soos dit is rarig amazing as jy wil. Dis rarig kry vir julle ons launch volgende jaar, iewers in volgende jaar, ek is nog nie 100% seker nie. Het jy ambassador code gebruik, code Johan at checkout? Ons is nog bezig om daarom te maken. Ons kan nog nie afslag kry. Nog nie. So 'n bietjie vasbyt. Gebruik code bevange nou by Battle. Ja, maar ja, die eienaar, rarig amazing ou gewees. Hy is ook, ons is Battle is 'n Christen brand. Ons fokus om Christenskap in die industrie in te bring. Awesome. Want die fitness industry is godless op die oomblik. And we want to bring Jesus back into the industry. That's amazing. So ja, ons wil die frontrunners wees om dit weer alles oor die Here te maak. Faithful gymming. Ja. Faithful fitness. So fitness 5. Ja, maar baie dankie dat julle my hier gehad het. Dit was regtig dankie vir jou. Amazing geweest. Ek is baie lief vir julle twee. Ons ken mekaar al lank. Ons ken mekaar al lank. Hy het my geken dat ek nog 'n snotkop was. Ja. Was. Hey. Yes. Wow. Is beter. Ruben, waar kry ons jou op social media? Soos altyd Ruben, yes, net ek my eie. Soos altyd Ruben _VV_film en vir jou Johan Oldsapfel. OLZAPFL. Hy het daar geoefen. Ja, hy het hom. Wat sê dit? Dames en here, dit was bevange episode 18. Ons sien julle weer vir die volgende een. Kom maar jouself en doen dit.